Goeiemôre almal wat so 'n bietjie later ingekom het. Ek vra verskoning vir een skyfie wat iewers verlore geraak het. Dis die woorde skielik weg. Ek weet nie. Ek het hom oor en oor deur gegaan. Ek weet nie wat daar gebeur het nie. So ek is jammer daarvoor. Dani en Barnard het vir ons iets voorberei vir die gebedsmoment ook vanoggend. En kom ons kyk dan 'n bietjie daarna. Waar ons vanoggend vir Suid-Afrika bid, vir ons eie land, ons bid baie keer vir ander lande, maar ek voel dat ons vandag so 'n bietjie ook ons eie land kan stil staan. En dan het dit vir my gelyk asof hy lus is vir vakansie, want hy en ons almal lus te maak vir vakansie, want hy het sulke mooi foto's daarop gesit wat eintlik net wys wat se groot verskeidenheid daar ook in ons land is. 'n totale oppervlakte van 1,2 miljoen vierkante meter, 2800 km kuslyn, 24ste grootste land ter wêreld met 'n bevolking van meer as 65 miljoen mense. En dan soos die foto's ook gewys het met van die uiteenlopende geografiese en biologiese land ter wêreld. En daar is sommer net so 'n paar foto's ook van ons nasionale blom en nasionale voël onder andere. En dan rondom die godsdienstinligting, Suid-Afrikaanse grondwet waarborg godsdienstvryheid. En die statistiek is nie heeltemal betroubaar nie, omdat daar die afgelope paar jaar met sensusopnames nie meer gevra word rondom godsdienst nie. Maar min of meer lyk dit soos wat jy dit daar sien. En dan Christene in die grootste meerderheid, en mens sou dit eintlik nie sê as mens kyk hoe dit in ons land gaan nie. Goed, dan bekommernisse, en dit is aan deels dat ons nie kan verstaan as 78% mense aandui dat hulle Christene is nie. Dat daar so grootskaalse korrupsie is waarvan almal van ons bewus is, geweldsmisdade en moord, agteruitgang van dienslewering, paaie, spoorweë. Ons ken al hierdie goed, want dit is eintlik waaroor ons gesprekke van elke dag gaan. En dit gee dan vir ons geleentheid om ook vir ons land te bid dat die Here sal ingryp in mense se lewens wat apaties staan teenoor die eer van sy naam. Ons bid dat hierdie komende Kerstyd dan ook 'n ware Christusfees sal wees, waar Christus regtig gedien sal word. Ons dra dan ook die geloofsgemeenskap van Mariespark aan die Here op en bid dat ons hom waarlik sal dien met kop, hart en hand. Ek wil miskien ietsie sê rondom die Kerstyd en Christendom. Ek het 'n voorbesoek om vir die Kersdiens te gebruik, en dit is nou maar die afgelope paar jaar al het ek geleer as ek 'n foto soek oor Kersfees, dan moet ek sê Christian Christmas. Want die mense kry die oorgrote meerderheid foto's wat eintlik absoluut niks met die Kersverhaal te doen het nie. En daarom is dit eintlik kommerwekkend dat daar gesê word dat daar soveel Christene in Suid-Afrika is. Maar kom, en ons sien dit, maar kom ons bid daarvoor en kom ons bid dan ook vir ons eie gemeente.
is vandag hier in die teenwoordigheid en ons kon sê vir U so opreg, dankie vir die wonderlike landskap waarin ons kan leef, wat rondom ons is. Dankie dat ons bevoorreg is om te kan sê dat ons en ons voorvaders hier in Suid-Afrika geleef het en hier 'n lewe gebou het. En so, as ons na die land rondom ons kyk, is dit dikwels met oë wat bekommerd is, eerder as hoopvol. Maar so weet ons en bely ons dat U God is wat in beheer is. So vra ons U dat U ons land sal seën en dat U ons land sal help om U grootheid en U liefde raak te sien. Maar so bid ons ook nader aan die huis dat U ons as Meyerspark geloofsfamilie sal seën om U grootheid raak te sien en in U liefde te leef en dit ook vir die wêreld en die land rondom ons te wys. Dit bid ons alles in U almagtige naam. Amen. Die Here sal verskyn. So seker as wat die son opkom, hy sal na ons toe kom soos die sortreën. Hy sal ons verkoop soos die lentereëns die grond verkoop. Kom ons gaan na die Here toe. Kom ons wy ons aan hom toe. Aan die gemeente van God in Meyerspark, wat hy vir hom in Christus Jesus afgesonder en geroep het om aan hom te behoort en verder aan almal waar hulle ook al mag wees, mag by die naam aanroep van Jesus Christus, hulle Here en ons Here, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen. It's
alles wat ons het, elke besitting, elke gawe, is net groot genade uit U hand uit. Hierdie hele skepping, ons mooi land, ook ons familie en ons finansiële middele, is alles 'n geskenk van U af en behoort uiteindelik aan U. So vanoggend gee ons iets daarvan terug as 'n belydenis dat U die een is wat vir ons sorg, dat U die een is wat elke oggend vir ons 'n nuwe dag gee, wat elke aand deur die nag ons beskerm, en so ook deur elke dag ons lei om U naam en U wil te soek. Dankie daarvoor, Here. Amen. Goeiemôre van my kant af, gemeente. Ek deel graag met julle 'n paar stukkies nuus uit ons familienuus uit. Die eerste ding is dat daar hierdie week bedieningsvergaderings is. Julle sal sien Dinsdag aand en Donderdag aand. En dan Woensdag aand dan gaan ons by bereikbediening bietjie by Pen na Maapies gaan kuier en daar ook bietjie met hulle gesels en hoor hoe kan ons ook betrokke raak by hulle, want hulle is feitelik net 'n paar minute van ons af weg. So ons wil ook kyk hoe ons as gemeente daar by hulle kan betrokke raak. Daar is nie veel ander afkondigings nie. Die een wat miskien belangrik is, julle kan hierso sien op die voorbindingslys, is oom Dries de Tooy se naam, en sy naam is ook op die verjaarsdaglys vanoggend. So hy is dan uiteraard nie vanoggend hier nie, maar Elsie gaan wel die kers vir hom kom aansteek vanoggend, sê die van my, so sy is hier om dit te doen. So ons verjaarsdag is dan oom Dries de Tooy, so hy, dan Tannie Marie Skutte en oom Sarel Smit. So die van julle wat hier is, kan asseblief na vore kom. Tannie Elsie, kan ook. Ek moet wel op die kerk eens probeer nog, ja. Ok, daar is ek. Van die einde het ons daar gekom. Ek steek ook 'n kers aan vir almal wat nie hier is en ek wil graag jullie nou probeer net om te sien. So. Kan jy al sien? Kom ons dit ook hier is 'n senoraal en Dries toe. Dan kan die kinders asseblief van my vorentoe kom. En terwyl hulle vorentoe kom, kan ek miskien so lank sien in die gemeente het ons verjaarsdag. Tannie moet maar Tannie se antwoord namens om Dries opsteek, het ons ander verjaarsdag. Kyk, dit is eintlik 'n hele klomp dae soos 'n hele ry verjaarsdag, fantasties. Kyk, daar is wat aan hierdie. En dan het ons 'n verloving ook daarbo, so julle moet ook julle hand opsteek, asseblief. Ja, linkerhand, goed. Daar agter enigiemand. Kyk, wie gaan my help? Kyk, jy gaan my help. Kyk, julle twee kan saam, hier sal die regterkant dink, kyk. So julle kan op, gaan julle hier so regs. Kyk, hou julle hande op. Sy.
niemand daar agter nie. Daar's so baie van die reis gedink, daar sou iemand wees. Julle moet nie daar ook kuier nie, julle moet vir hulle sjokolade gee. Okay, maar Leni en Sonay, as julle onder by die trappies is, stop net eers. As ek julle kan sien, hier in hierdie ry hier agter, moet julle vir al die kinders wat daar is sit ook gee asseblief. So wil hulle Christian en Adrian ook wys om ene te kry. As jy baie vinnig hardloop, kan jy vir hulle gee. Daar sit hulle. Jy praat jy, Christian en Adrian, net daar so, kyk daar so. Die twee se hare nie grys is nie. Of die wat nog hare het ook, dit wil spesifiseer. Ek wil vanoggend by julle hoor, julle almal is in dieselfde skool, so wanneer sluit julle skole? Wanneer is julle klaar met die jaar? Okay, Marlie? Op 'n Sondag, nie maar vir die vakansie. Weet julle nie wanneer julle klaar maak, maar julle weet nou dat word, en weet julle wanneer, Nora? Voor Kersfees, lang voor Kersfees. Kan jy van die ouers my help hierso, wanneer maak julle klaar? Die 10de, okay, julle maak die 10de Desember klaar. So dit is baie amper net. Hierdie jaar is so te sê verby. Maar omdat hierdie jaar amper verby is ons kategese jaar ook amper verby. So ek wil vandag vir julle en eintlik al die gesinne en kinders wat dan nou hierso is, nooi na volgende week se erediens toe. Want dit gaan 'n spesiale geleentheid wees waar ons julle gaan kom kyk. Maar ons wil julle almal asseblief nooi vir volgende week se amptelike afsluiting hier in die kerk. Ons gaan nog iets lekker ook doen, maar ons wil graag al julle almal daai en julle gaan nog meer as net 'n sjokolade kry volgende week. So dis 'n goeie rede om te kom. Ja. Goed. Maar sal julle saam met my bid? Goed. Here Jesus, dankie dat U ons deur die jaar beskerm het en gehelp het om elke dag die kinders te wees. Help ons om nog steeds elke dag te onthou dat U vir ons lief is. En help ons om lief te wees vir mekaar en alle mense. In Jesus naam. Amen. So, daar is vir julle dan sjokolade. En dan kan julle gaan sit, maar ek hoef nie dit vir julle te sê nie. Ek wil net voor ek met die diens aangaan, net my skoonma hiervoor verwelkom, want sy kom net nou by ons eet, en as ek nou 6 is volgende hier in die kerk nie, dan gaan ek moeilikheid hê, so baie welkom vanoggend. Ma en Rihanna daar uit Amerika uit, en haar vriend daar uit Moroletta Park uit. So baie welkom aan julle, ook vanoggend hier, ook ander besoekers wat hier dalk mag wees.
En Rikus vra net vir my, nou wanneer jy iets oor Ilse Marie sê, toe sê ek maar, ek het lank al, dit was toe hy ons huis toe jaag om die stokkie wat hy by die huis vergeet het, dat hier moes gebruik geword het gaan haal het. Maar van die van u wat saam met hom later ingekom het, wat ook nou nie hier was, toe ek in die begin gesê het nie, Ilse Marie is donderdag aand gelegitimeer, soos hy is nou proponent Ilse Marie Coetzee, maar sy is ook nou Gerda as 'n verloofde, want hulle het ook donderdagmiddag verloof geraak. So, Rikus, ek het dit gesê. Goed, kom ons begin, dan hoor ons ook wat die Here se wil vir ons is, van hoe dat hy wil hê ons elke dag moet leef, ook so gerig op die nagmaal van vanoggend. Ons lees in Lukas 10 vers 25, waar daar staan, daar was 'n wetgeleerde wat aan Jesus 'n strikvraag wou stel. En hy staan toe op en vra, meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? En Jesus sê vir hom, wat staan in die wet van Moses geskrywe? Wat lees jy daar? En hy antwoord, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Jy het reg geantwoord, sê Jesus vir hom. Doen dit en jy sal die lewe verkry. Maar die wetgeleerde wou homself handhaaf en vra vir Jesus, en wie is my naaste? Ons hoor hier die woorde van Jesus en ons kan onsself dan ook vanoggend afvra, en wie is my naaste? Ek wil u vir so 'n oombliekie met daardie gedagte los, ook in stil gebed voor die Here. Nadat Jesus hierdie vraag, of nadat hierdie wetgeleerde die vraag vir Jesus gevra het, vertel Jesus dan vir hom die baie bekende gelykenis van die barmhartige Samaritaan, wat ons almal nou baie goed ken. En dan aan die einde van die gelykenis vra Jesus vir hierdie man, wie van hierdie drie is volgens jou die naaste van hom wat onder die rowers verval het? En die wetgeleerde antwoord, die man wat aan hom medelee betoon het. Toe sê Jesus vir hom, gaan maak jy ook so. So jy het nou so 'n bietjie gedink oor wie jou naaste is en op watter manier iemand dalk jou naaste kan wees en moet wees. En dan sê Jesus vir ons ook vanoggend, maar gaan betoon ook medelee. Gaan maak jy ook so. Ek wil nou graag geleentheid gee dat julle mekaar ook sal groet. Ons het dit nie net nou gedoen nie, want ek wil dit graag op hierdie oomblik doen, dat ons ook op hierdie manier bietjie rondom ons kyk en vra maar, wie is my naaste wat hier langs my sit, of agter my sit, of voor my sit? En hoor 'n bietjie, hoe gaan dit met die persoon langs jou, voor jou of agter jou?
net 'n bietjie meer gaan uitvind van oor die naaste daar rondom 'n koppie tee en 'n beker koffie na die diens. En miskien wil die Here jou ook hierdie week na iemand bestuur. Miskien iemand wat jy vanoggend hier raak gesien het. Of iemand wat jy dalk nie ken nie, maar iemand wie se naam op die gebedslys is. En wat die Here vir jou wil sê, maar gaan maak jy ook so. Reik jy ook uit na iemand anders toe. Kom ons bid saam. Here ons God, U het ons vandag saamgebring om hier na U woord te luister. Om U met hart en mond te aanbid. Om U met kop, hart en hand te dien. Maak alle stemme in ons stil, sodat ons alleen U woord sal hoor. Open deur U Heilige Gees ons verstand en hart vir U waarheid. Kom met U Gees in ons midde en seën ons. Maak ons vrymoedig om U en ons naaste met 'n opgewekte en 'n opregte hart te dien. Amen. Ek kon miskien net so aan die begin van die diens sê dat hierdie 'n baie liturgies gebaseerde diens gaan wees. So daar gaan nie baie prediking wees nie, en Rikus het vir my vreeslik vinger gewys daaroor, omdat ek by 'n vorige geleentheid met 'n sangdiens vir hom gesê het, maar daar moet altyd prediking wees in 'n diens, want die woord van die Here staan sentraal. Toe herinner hy my nou baie driftig daaraan. So ek het gesê daar gaan 'n bietjie prediking wees, maar dit gaan meestal net gedeeltes uit die nagmaalsformulier wees, wat ook afgewissel word met liedere, en ek hoop dat u sal verstaan hoekom ek die diens so ingerig het, en dat dit dan eintlik aanpas ook by die skriflesing wat ons vanoggend gaan lees in 1 Korintiërs 16 vers 19 tot 24. Skies van vers 13 af. Wees waaksaam, staan vas in die geloof, wees manmoedig of vroumoedig, wees sterk, laat alles by julle in liefde geskied. Ek het nog 'n versoek aan julle broers en susters. Julle weet van Stefanus en sy huisgesin, wat die eerste bekeerlinge in Agaia was, dat hulle tot diens van die gelowiges gestel het. Stel julle onder die leiding van sulke mense en van elkeen wat saam met hulle werk en arbei. Ek verbly my oor die aankoms van Stefanus, van Fortunatus en Achaicus, want hulle het vir my die gemis aan julle vergoed. Hulle het my gees verkoop en ook julle sin. Wees erkentlik teenoor sulke manne. Die gemeentes van die provinsie Asië stuur vir julle groete van Aquila en Priscilla, en ook van die gemeente wat gereeld in hulle huis bymekaar kom. Baie groete in die Here. Al die broers stuur vir julle groete. Groet mekaar met die soen van Christelike broederskap. En nou skryf ek met my eie hand, groete, Paulus. As iemand die Here nie liefhet nie, vervloek is hy. Maranatha, kom Here. Die genade van die Here Jesus sal by julle wees. My liefde is by julle almal in Christus Jesus. Miskien klink dit nou vir julle na 'n vreemde gedeelte vanoggend om te lees. En terwyl ek hierdie gedeelte voorberei het, het ek ook daaraan gedink dat ek 2 weke gelede, toe ek uit die slothoofstuk van Paulus se brief aan Timoteus gelees het, het ons daar gesien dat hy gepraat het van die mense wat hom in die steek gelaat het, en hoe teleurgesteld hy was oor al die mense wat hom in die steek gelaat het. En hier lees ons eintlik nou net die teenoorgestelde, waar hy sy dankbaarheid uitspreek teenoor mense wat hom wel ondersteun en wat die medegelowiges
ondersteun. So Paulus het eintlik maar albei hierdie ervarings gehad van mense wat hom in die steek laat, maar ook mense wat hom ondersteun. Hierdie is dan Paulus se slotwoorde aan die gemeente in Korinthe, waar hy vir hulle 'n brief geskryf het, en dan lees ons hier in hierdie laaste paar verse, veral van vers 19 af dan, woorde van liefde, van omgee, van deernis. En dit is so gemeente moet lyk, en dit is so die gemeentes van daardie tyd gelyk het, wat elke week nagmaal gevier het. Nou dit was hoofsaaklik huisgemeentes, so dit was baie kleiner gemeentes, wat in huise bymekaar gekom het, en so, dit het so 'n bietjie anders gelyk as wat ons gemeentes vandag lyk. Maar die punt bly dat die Here verwag van elke gelowige om in gemeenskap met mekaar te leef. En dit is hoe ons as gemeente dan ook moet lyk wanneer ons vandag die nagmaal wil gebruik. En Paulus gee hiermee dan ook 'n paar praktiese riglyne van hoe hierdie liefde en omgee tussen gelowiges uitgeleef moet word. En hy begin dan met onderlinge liefde. En Korlai gaan elke keer so die trefwoorde opsit. Hy begin met onderlinge liefde, as hy vir hulle sê, groet mekaar met 'n soen van Christelike broederskap. En dit was die oud Midde-Oosterse manier van groet gewees. Ek dink ons het al dikwels gesien dat van die Midde-Oosterse bevolkings doen dit vandag nog so, dat hulle mekaar so groet. En dit was dan ook die manier hoe dat die gelowiges mekaar gegroet het voor elke nagmaalsdiens begin het. En dis hoekom ek ook net nou vir u gevra het, groet mekaar vanoggend en hoor hoe gaan dit met elkeen. Dit was 'n teken van liefdevolle aanvaarding van medegelowiges. Dit was 'n teken van onderlinge liefde en gasvryheid. Want dit was deel of die eienskap van 'n Christelike geloof, 'n Christelike lewe van die begin af. En dit was dan ook vir die gelowiges 'n voorwaarde vir die viering van nagmaal. Dat daar 'n hegte eenheid tussen die gelowiges in 'n gemeente sou wees. En daarom sê die nagmaalsformulier dan ook, die nagmaal is die viering van die gemeenskap met die lewende Here en met mekaar. Ons word deur die Heilige Gees met mekaar as lidmate van een liggaam in liefde verbind. Soos wat Paulus dit in 1 Korintiërs 1 of 10 vers 17 sê, omdat dit een brood is ons, al is ons baie, saam een liggaam, want ons het almal deel aan die een brood. En wanneer ons vandag die nagmaal vier, dan moet dit ook 'n bewys wees van ons onderlinge liefde en aanvaarding van mekaar. Anders kan ons nie die nagmaal vier nie. Hierdie onderlinge liefde en aanvaarding kan natuurlik vandag in ons manier van leef op verskillende maniere uitgeleef word. In ons daaglikse lewe as Christene en medegelowiges kan dit op verskillende maniere na vore kom. Jy sal sien wanneer die volgende jaar se kalender kry, hy is so amper gefinaliseer dat daar by elke nagmaal, by die 4 nagmaalsgeleenthede volgende jaar, 'n gemeenteete gaan wees na die nagmaal. Geleentheid waar ons as gemeente kan saam eet en saam kuier, saam na mekaar se welstand uitvra. 'n Gemeente kan nooit te veel saam eet en so saam in mekaar se geselskap verkeer nie. Die manier waarop ons mekaar groet,
is dit reg en opreg? As jy vra hoe gaan dit, bedoel jy dit regtig? Bedoel jy om 'n eerlike antwoord van die ander persoon te kry? En as jy antwoord, bedoel jy dit eerlik en opreg as jy sê, dit gaan goed? Of kruip jy agter 'n masker weg, sodat ander tog net nie weet hoe dit regtig met my gaan nie? Jy sal sien dat daar elke week op ons bassein gevra word vir skenkings vir ons liefdadigheidsprojek, waar ons vir mense kos gee. Mense wat daagliks hier by die kerkkantoor aanklop vir kos. En gereeld moet ons sê, maar ons voorraad is uitgeput. Hier is 'n manier hoe ons Christelike liefde na ander kan uitleef, deur hulpbronne beskikbaar te stel, deur om te gee vir ander, deur uit te reik na ander. Jy sien elke week name op die gebedslys. Kontak u daardie persone. Hoor u hoe dit met hulle gaan. Bid ons regtig vir hulle. Sien volgens het aan die Poppie hier, wie se man so 2-3 weke gelede oorlede is. Dan die Poppie ek self staan skuldig, ek was nog nie weer by Tannie gewees nie. Maar dit is 'n manier hoe ons na mekaar kan uitreik. Sien vir Tannie Elna, ek net nou vir Tannie Aneta, sien in kom oom Jan is ernstig siek. En so kan ons op die gebedslys afgaan. Gee ons regtig om vir mekaar. Reik ons uit na mekaar. Kan ons sê dat ons 'n gemeenskap is, 'n geloofsgemeenskap, waar daar werklik onderlinge liefde heers. Terwyl jy net so bly sit, kom ons sing lied 526. In vers 22 lees ons dalk baie vreemde woorde wat Paulus hier skryf. Hy sê as iemand die Here nie liefhet nie, vervloek is hy. En dit sou dalk vir ons klink asof dit ongevoelige woorde is, asof dit 'n veroordeling is. Maar die woord wat daar gebruik word is anathema, en dit beteken ook selfondersoek. En hierdie was 'n vaste uitdrukking gewees waardeur die oordeel van God oor iemand uitgespreek is wat nie in God geglo het nie. So dit was eintlik 'n gesegde wat mense gebruik het. Dit beteken nie dat ons links en regs 'n oordeel oor ongelowiges kan uitspreek nie, want dit bly immers alleen God wat oor ander kan oordeel. Maar dit gaan in hierdie gedeelte eerder daaroor dat Paulus ook die ongelowiges wou waarsku dat hulle onder die oordeel van God staan, as hulle hom nie as Here en God
aanvaar nie. Dit het ook daaroor gegaan dat mense nie op 'n onwaardige wyse aan die nagmaal mag deelneem nie. En Paulus skryf elders ook vir die Korintiërs dat hulle self moet ondersoek voordat hulle aan die nagmaal kan deelneem, sodat hulle nie 'n oordeel oor hulle self bring deur op 'n ongepaste wyse aan die nagmaal deel te neem nie. Dit het dikwels gebeur, dan ook in hierdie huisgemeentes en die kleiner gemeentes, dat die ryker mense eers by die eredienste en nagmaalsdienste opgedaag het, en ons moet ook onthou dat dit ook gemeenskaplike maaltye was waar die mense dan elke week saam geëet het, en dit was nie net brood en wyn so bietjie soos wat ons hier het, dit was 'n volwaardige ete gewees, en die ryker mense het dan al die lekker kos opgeëet, terwyl die slawe en die werkers nog eers die mense se huise moes skoonmaak en die diere versorg en alles, en dan het hulle so 'n bietjie later by die erediens opgedaag en dan was al die lekker kos opgeëet. En dan moes hierdie werkers met die minste tevrede wees. En dit was veral na aanleiding daarvan wat Paulus dan ook gesê het, maar ondersoek jouself en kyk na jou liefde vir ander mense, sodat jy nie op 'n ongepaste wyse aan die nagmaal deelneem en so oordeel oor jouself bring nie. So wanneer hy hierdie harde woorde sê, as iemand die Here nie lief het nie, vervloek is hy, dien dan ook vanoggend vir ons as 'n waarskuwing, maar ook as 'n oproep tot selfondersoek. Dat ons ook vanoggend sal vra, maar kan ek met 'n waardige lewe vanoggend aan hierdie nagmaal kom deelneem? En daarom sê die formulier, om nou die volle seën van die nagmaal te kan ontvang, is dit nodig dat elkeen hom of haar in die teenwoordigheid van die Here ondersoek, voordat hy of sy van die brood eet en uit die beker drink, sodat hulle nie 'n oordeel oor hulle self bring nie. Ons word verplig om opnuut na te dink oor al ons sondes. Daar is sondes waar ons met gedagtes, met woorde of met dade oortree. Daar is ook sondes van versuim, waar ons nalat om die opdragte van die Here uit te voer. Laat ons hieroor opreg voor God verootmoedig. Laat ons dan vasglo dat ons oortredinge vergewe is op grond van die verdienste van die Here Jesus Christus. En laat ons ernstig daarna streef om met ons hele lewe dankbaarheid aan die Here te bewys, deur in ware liefde teenoor hom en ons medemens te lewe. Mag die almagtige, barmhartige God en Vader van ons Here Jesus Christus deur sy Gees ons daartoe help. Ek wil weer geleentheid gee vir stilte, ook vir selfondersoek, en dan sing ons lied 231.
Maranatha, kom Here Jesus. En daarmee spreek hy dan ook elke gelowige se verlange na Jesus se koms uit. En jy sal sien, onderaan al die skyfies staan ook die woord Maranatha, en dit beteken dan letterlik die Here kom, of ons Here kom. Maar dit kan ook op twee verskillende maniere vertaal of geïnterpreteer word. Dit dui eintlik op 'n dubbele verlange. Dit kan sê dat ons weet ons Here Jesus het reeds na die aarde gekom. Dit vertel Adventstyd en Kerstyd ons. En daarom kan dit ook die betekenis hê dat ons vanoggend wil sê, maar kom Here Jesus, kom ook in hierdie nagmaalsdiens, hier waar ons nou as U liggaam saam is. Kom en wees hier teenwoordig. Maar dit kan ook die betekenis hê van ons sien uit na Jesus se wederkoms, na sy finale koms. En daarom leef ons as gelowiges ook vandag met hierdie dubbele verlange, met hierdie dubbele uitroep van Maranatha. Kom Here, kom vanoggend in hierdie erediens, maar kom ook en verlos ons van hierdie wêreld, sodat ons vir ewig in die koninkryk kan leef. Die nagmaalsformulier sê dan, die nagmaal is 'n viering van die gemeenskap met die lewende Here. Die nagmaal verbind ons nie net met sy dood nie, maar help ons om in die gemeenskap met hom te leef. En daarom is die nagmaal ook 'n verkondiging van ons toekomsverwagting. Ons het in die nagmaal die versekering dat die Here een met ons is. Tog kyk die gemeente hiermee ook vooruit na sy wederkoms en verkondig daarmee die dood van die Here totdat hy kom. Deur die nagmaal strek ons uit na die dag wanneer Christus in heerlikheid sal verskyn en alles tot volheid sal bring. Die dag wanneer hy die hemel en die aarde nuut sal maak, sodat geregtigheid daarin kan woon en God alles vir alles kan wees. In die nagmaal verlang die bruid van Christus na die bruilofsmaaltyd van die Lam. Be
Paulus sluit dan sy brief van die gemeente af met die woorde, die genade van die Here Jesus sal by julle wees. En so eindig ons dan ook elke erediens met die uitspreek van die seën van die Here oor die gemeente. En dit is wat Paulus dan ook hier doen. En so kom herinner hy net die gemeente aan die seënende teenwoordigheid van Jesus in hulle lewens. En mag dit vandag ook ons elkeen se ervaring by hierdie besonderse ete wees, dat Jesus self vandag hier teenwoordig is en dat ons sy seën ontvang. Die nagmaal is dan ook 'n vreugdefees. Al spreek die tekens van die lyding en sterwe van Jesus Christus, van sy kruis, sy bloed wat vergiet is en sy liggaam wat gebreek is, staan die nagmaalsviering nie in die teken van rou en droefheid nie. Hoewel die gemeente die nagmaal met gewyde erns vier, is dit tog 'n vreugdefees waar die Heiland op 'n besondere manier die vrugte van sy lyding, sterwe en opstanding uitdeel. In die nagmaalsfees mag die gemeente nou van die vreugde smaak wat vir ons wag by die bruilofsmaaltyd van die Lam. Kom ons staan en dan sing ons lied 277 en dan kan jy weer die sitplekke daarna inneem. So
instellingshore hoor en saam die nagmaal gebruik.
Enigiemand wat dalk per ongeluk nie brood om my gekry het nie? Kom ons bid saam. Here ons God, ons loof U as die skepper van die hemel en die aarde. Ons dank U vir die koringaarde uit die grond wat gemaal is tot hierdie brood. Vir die druiwetrosse wat saamgepers is tot hierdie wyn. Ons loof U want U is die gewer van alle goeie gawes. Ons loof U want U is die lig en daar is geen duisternis in U nie. Here Jesus, dankie dat U al ons harde en stille noodkrete hoor. Dankie vir U ontferming. Staan asseblief vandag stil by elkeen van ons. Here, ons bid in die besonder vir die kerk op aarde. Soos wat hierdie gebreekte brood oor die berge van die aarde gesaai was, maar saamgebring is in een brood geword het. Laat so ook U kerk uit die 4 windhoeke van die aarde saamgebring word in U koninkryk. Want aan U kom toe die heerlikheid en die krag deur Jesus Christus tot in ewigheid. Amen. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, saam met sy disippels ook die Pasga ete gehou en daarmee die nagmaal ingestel en hy het die brood geneem en het gebreek en het aan hulle uitgedeel en vir hulle gesê, neem dit en gebruik dit en dink daaraan dat dit my liggaam is elke keer wanneer julle dit gebruik. En so het hy die beker geneem, die beker van danksegging, en hy het dit ook vir sy disippels aangegee, en vir hulle gesê, dit is my bloed, gebruik dit en dink daaraan, dat my bloed vergiet is tot volkome versoening van al julle sonde. Dalk enigiemand anders vir die groot beker wil gebruik? Kom ons doen saam belydenis van ons geloof en ek wil dit weer aan die hand van geloofsbelydenis van Nissia doen en jy kan dan die volgende in die hart saam bely. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde en van alle sienlike en onsienlike dinge en in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, en wat terwille van ons, die mense, terwille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, wat vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei en begrawe is,
en op die derde dag opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel en wat sit aan die regterhand van die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel oor die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. En ons glo in Jesus Christus, wie sy koningsheerskappy geen einde sal hê nie. En ons glo in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo aan een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sonde. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die ewige lewe in die toekomstige eeu. Amen. Here, baie dankie dat ons vanoggend ook weer by hierdie ete van U kon aansit, waar U die gasheer is, maar waar U eintlik self ook die voedsel is. Dankie vir U liggaam, wat vir ons gebreek is. Dankie vir U bloed, wat vir ons gestort is. Sodat ons 'n geloofsfamilie kan wees, waar daar onderlinge liefde heers. Sodat ons 'n geloofsfamilie kan wees, wat na mekaar kan uitreik, en mekaar in liefde kan dien. Dankie dat U Gees ook vir ons gee, wat ons ook tot selfondersoek lei, sodat ons onsself ook daagliks sal afvra, of ons nog binne U wil leef. Dankie vir die stem agter ons, wat sê, hier is die pad, loop hier langs. Dankie, Here, dat ons elke dag na U stem kan luister. Dankie dat ons weet dat U vandag hier teenwoordig is, dat ons kan uitroep, Maranatha, kom Here Jesus. Maar as ons dit uitroep, dan roep ons dit ook uit, met die verwagting van 'n ewige lewe, waarna ons uitsien. Dankie dat ons vandag ook weer U seën hier ontvang het, en mag ons in hierdie week wat voor ons lê, elke oomblik onder U seënende hand leef. Ons loof en eer U, in die naam van Jesus ons Here. Amen. Kom ons sluit af met lied 266. refleksietyd vir u
speel, dit is die Maranatha gebed in Aramees, wat Jesus se huistaal was, en hierdie lied sê dan net derentyd, kom Here Jesus, kom. Kom ons luister, hoe klink dit in Aramees. Gemeente, staan dan ook en ontvang die seën van die Here. Terwyl ons dan die hele tyd sê, Maranatha, kom Here Jesus, mag ons dit onder die seënende hand van die Here doen. Daarom mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, ons Hemelse Vader, en die teenwoordigheid van die Heilige Gees elke dag, elke oomblik met jou wees. Amen.